Ek hoop elkeen van julle is nog in die kruiwa. Ek hoop nie een van julle het uit die kruiwa uitgeval in die week wat verby is nie. En as jy uitgeval het, asseblief klim weer terug. Klim weer terug. Vir die wat nie weet waarvan ek praat nie, kry verlede week se boodskap en luister. God vra vir ons om in sy kruiwa te klim. Met 'n vaste geloof en 'n vertroue dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Ons staan weer stil by 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. En ons staan vanoggend stil by die tweede woordjie, en dis die woordjie hoop. Dis die kortste woordjie van die drie. 4 letters. En daarmee saam lees ek vir ons Romeine 15 vers 13. Ek gaan vir ons die 83 vertaling lees en ook die boodskapse vertaling. 83 vertaling sê, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. 'n bietjie in 'n alledaagse taal, ek bid dat God in wie julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Dan sal julle deur die groot krag van die Heilige Gees in julle lewens altyd oorvloedige hoop hê. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. Is dit nie mooi skrifgedeelte nie? Ek wil vanoggend met julle 'n storie van hoop deel. En ons as gebedsgroep sal vir bykans 2 jaar deel van hierdie storie van hoop. En ek vra net dat julle vir my die foto sal opsit van Lumey van Wyk en daai lied Yet not I, but through Christ in me, net in die agtergrond vir my sal speel as julle dit moontlik so kan doen. Bietjie sagter asseblief. Die lied sê, what gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Bietjie sagter, dankie. Lumey van Wyk was 21 jaar student Universiteit van Stellenbosch. Sy is 'n plaasdogter van die distrik Vryseburg. Op 24 November 2023 was Lumey in 'n baie ernstige motorongeluk. Ergens in die Karoo. En sy het veelvuldige, ernstige beserings opgedoen, oral op haar liggaam, veral breinbeserings. Die dokters het nie gedink sy sou leef nie. Maar haar ouers het hul hoop op God geplaas en 'n WhatsApp gebedsgroep is dadelik gestig. Die groep bestaan vandag nog, is nou 2 jaar later omtrent. Daar's 811 lede op daai WhatsApp gebedsgroep. En ons kry nog steeds van tyd tot tyd terugvoer oor haar vordering. Sy was maande lank in 'n koma en daar was soms min hoop, maar sy het bly leef. En as jy haar vandag sien, sal mens nie kan glo dit is dieselfde jong meisie nie. Toe sy na baie maande die hospitaal kon verlaat, was sy oorgeplaas na 'n rehabilitasiesentrum
waar verskeie terapeute met haar begin werk het. Lemay se ma moes al plaas verlaat. En hulle twee woon nou op Stellenbosch, waar sy nog steeds baie terapie kry. Sy kan alleen staan, soos byvoorbeeld teen 'n muur, maar sy kan nog nie loop. As sy uitgerus is haar spraak mooi en duidelik. Sy kan skilder en haar ukulele speel. Haar boonste prentjie is 'n skildery wat sy geskilder het na haar ongeluk. Die tema van die lied is grassade in die Karoo, as ek reg is. Sy gaan kuier gereeld op die plaas by haar pa en broers, waar sy kan perdry en baie dinge geniet wat voorheen so vanselfsprekend was. Haar pa, broers en getroude suster kom dikwels kuier in Stellenbosch. Alhoewel die gesin geweldige aanpassings moes maak en boonop baie groot finansiële druk het hulle nooit hoop verloor nie. En bly dankbaar vir God se genade en voorsiening, veral deur ander mense se hulp op baie gebiede. Ons bid steeds vir die genesing van die senuwee in haar breinstam, haar spraak, haar balans en linkerhand en been om volkome te herstel. En sy sien met afwagting uit om haar storie van hoop te vertel. Dis maar een storie en ek dink van ons wat hierso sit, het nog 'n arsenaal vol stories van hoop wat ons met mekaar kan deel. God se woord, soos ons dit ken, is ook vol stories van hoop. En ek noem net 'n paar, ek gaan nie gaan diep in op hulle nie. Noag, ons het verlede week ook oor hom gepraat, wat die ark gebou het. Maar Noag, en wat ek daarby wil sê is, dit waarop jy hoop, gebeur nie sommer net oornag nie. Het vat dalk baie keer 'n bietjie lank. En Noag moes tussen 50 en 75 jaar wag vir dit waarop hy gehoop het. In tussentyd moes hy die bespotting van die mense verduur. Josef het 2 drome gehad. En hy het in die hoop gelewe dat daai drome gaan waar word en dit het hom aan die gang gehou en sy fondasie in Jesus Christus om deur swaar tye te gaan, om uiteindelik te voel hoe die hoop vervul word ook in sy lewe. Die verlore seun, hy het alles verloor, alles weggegooi, maar hy het die hoop gehad dat wanneer hy huis toe gaan, sy pa hom met oop arms sal ontvang. Abraham moes baie hoop gehad het. Nie net het die Here vir hom 'n land beloof en vir hom gesê, trek weg, ek sal jou wys waar jy nie, pak net jou goedjies, ek sal jou wys. Hy het nie geweet waar jy nie. Maar hy het hoop gehad, omdat hy die een wat die belofte gemaak het, vertrou het. Abraham het 'n hoop gehad op 'n groot nageslag. Maar Abraham, nadat hy die belofte gekry het, moes 25 jaar wag, voordat Isak gebore is. Die grootste hoop van alles, vir ons as kinders van die almagtige God, is die wederkoms van Jesus Christus. En daarmee gepaard gaan, is die beloftes wat hy vir ons gegee het, waaraan ons vashou. En dis ons hoop. Dis ons hoop. Ek het net so 'n paar definisies hierso van hoop en wat bekende mense gesê het oor die woordjie hoop. Ek het ergens dit in Engels opgesoek en hulle sê,
Hope is the desire to desire something with confident expectation of its fulfillment. Nie een van ons hoop in iets wat nie gaan gebeur nie. En dan Augustinus het gesê, voordat ons iets kan hoop, moet ons eers daarin glo. Onbekende persoon het gesê, ander verwag hopelose einde, maar hulle wat in God glo, het eindelose hoop. Niemand kan sonder hoop lewe nie. Om op te hou hoop is om op te hou lewe. Nou die ou wat dit gesê het, sy naam kan ek amper nie uitspreek nie, Fyodor Dostoyevsky. Weet nie wie hy is nie, maar hy het dit gesê. En dan het Orson Marden gesê, daar is geen beter medisyne as hoop nie. Geen aansporing so groot en geen tonikum so kragtig as die verwagting van iets wat in die toekoms lê nie. Waar lê jou en my hoop vandag? Wat laat jou opstaan in die oggend? Wat is jou inspirasie wat jou aan die gang hou? Die mate van hoop wat jy het en dit waarin jy glo is direk verwant aan die geloofwaardigheid van die persoon wat die belofte gemaak het. Dink maar 'n bietjie daaroor. Die mate van hoop wat jy het en dit waarin jy glo is direk verwant aan die geloofwaardigheid van die een wat beloof het. As jy die beloftemaker ken en vertrou, is jou hoop net soveel sterker. Praat so 'n bietjie die huis uit. Ek vertrou my vrou. Ek vertrou haar met my lewe. En my vrou het vir my gesê, ons gaan een van die dae ergens heen. Ek moet nie vra nie. Ek moet dit net aanvaar. En ek weet, iets gaan gebeur. I don't know what, I don't know where, and I don't know when. Maar dit gaan gebeur, want my vrou het so gesê. Ek ken die beloftemaker en ek vertrou haar. So as jy die beloftemaker ken en jy vertrou daarin, is die hoop net soveel sterker. En dan Abraham wat 25 jaar gewag het en Noag wat 50 tot 75 jaar gewag het, dan dink ek hierdie grappie wat ons met mekaar deel van 'n vrou wat nie haar man elke 6 maande moet herinner aan dit wat hy beloof het nie, maar dat hy dit wat hy beloof het hy wel sal doen, dis dalk nie so ver gesog nie. Manne, asseblief, moet my nie verkeerd bewys nie. As jou woord jou eer is, dan weet die persoon dat die hoop wat hy vestig op dit wat jy sê, sal bewaarheid word. Maar vandag leef ons in 'n samelewing, en ek is in my hart ek wil amper sê ek is weemoedig, ek is teleurgesteld om te moet sê wat ek wil sê, is dat ons samelewing het al so verander, dat mense se woord is nie meer hulle eer nie. Nou, baie mense sê, jy moet nie terugdink aan die verlede nie, maar in Tukas se tyd, as jy 'n transaksie met iemand gemaak het, het jy sy hand geskit. En daai handskud was goed genoeg om daai transaksie te bevestig. Vandag moet jy sulke dik kontrakte opstel, en dan moet jy die fyn skrif gaan dophou in die kontrak, en al sulke goeders, omdat ons nie meer vertroue het in mekaar nie. En as jy dalk iemand is wat aanhoudend beloftes maak,
gaan jy een of ander tyd net daar op jou eie sit. Want niemand gaan meer glo wat jy vir hulle sê nie. Jy gaan dalk die waarheid praat, maar jou geloofwaardigheid is so afgetakel, dat niemand dit meer gaan glo nie. En om 'n pad terug te loop, van ongeloofwaardigheid na geloofwaardigheid, is 'n baie lang, moeisame en stadige pad. Die ouens wat ek bewonder, wat hoop aanbetref, is ons boere. Elke jaar gooi hulle die pitte in die grond. Sommige gooi nie, hulle plant dit met planters. En elke jaar as hy daai pit in die grond gesit het, dan hoop hy, en hy die geloof, dat daai pit gaan opkom. En dat hy 'n goeie oes gaan kry. Soms gebeur daar dinge tussen, maar volgende jaar gaan hy weer plant. Want sy hoop is op die pitte wat gaan groei en op God wat dit laat groei. Hoe lyk die hoop wat ek en jy in ander mense se lewens saai? Is dit hoop waarop hulle kan staat maak? Of is dit leë beloftes en woorde? Jy sien, Matteus 5 vers 37 sê, laat julle ja, ja wees en julle nee, nee. Kom ons tree terug na die woord en wees mans en vrouens wat wanneer hulle iets sê of 'n belofte maak, dat dit so gaan uitwerk of so gaan gebeur. Skep ek en jy hoop in mense se lewens, skep ons hoop in ons kinders se lewens, skep ons hoop in die lewens van bejaardes. Is my woorde opbouend, hoopvol of afbreekend en hopeloos? Ons het in hierdie week wat verby is 'n ongelooflike ervaring gehad. Ons is 'n groepie en ek uit my hart uit sê ek dankie vir elkeen wat betrokke was. Daar by St. Joe's het ons afsluiting gehad van ons jaarlikse bediening wat ons daar het. Ons daai dames daar by St. Joe's bietjie gaan bederf. En ek dink dit was vir hulle 'n ongelooflike ervaring. Om net te ervaar dat die mensdom hulle nie vergeet het nie. Ek dink ons het in 'n mate hulle hoop gaan herstel, opdat daar ergens iemand is wat nog vir hulle omgee, wat hulle raak sien, en iets spesiaals ook vir hulle wil doen. Ek het al klaar gepraat oor die samelewing en dat dit hartseer is dat ons baie keer dinge wat mense sê nie meer kan vertrou nie. Of mense maak leë beloftes. En wie's voor in die koor? Sosiale media. Ek sê nou die dag vir my vrou, ek kan geen videoetjies, foto's of iets wat ek ergens te sien op sosiale media meer vertrou nie. Want ek betwyfel die waarheid daarvan. Sien jy hierdie videoetjie van 'n olifant wat daar deur 'n kampterrein storm oor 'n klomp kole en so aan sê, 'n olifant sal nie dit doen nie. So, wat kan jy deesdae glo? Waarop kan jy jou hoop sit?
Nou, jy sit dalk hierso vandag in die spreekwoordelike of op die spreekwoordelike moedverloors vlakte. Mense en omstandighede het dalk jou hoop gesteel en jou handdoek ingooi punt is baie naby. Maar dan wil ek vanoggend vir jou sê, wag, stop, haal diep asem en luister wat sê God se woord oor hoop. Hoor Paulus se goeie nuus, Romeine 15 vers 13 wat ons net gelees het. Ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, so dat ons hoop in God stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Dan sal julle deur die groot krag van die Heilige Gees in julle lewens altyd oorvloedige hoop hê. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. Die woorde van Paulus vorm deel van sy seënwens in die brief wat hy geskryf het. En hy gee die absolute versekering aan sy lesers dat om hulle te herinner dat God vir ons hoop gee. Paulus praat nie van 'n optimistiese gesindheid te hê vir beter dag môre nie. Ons kan onsself nie inpraat in hierdie tipe van hoop skep nie. God gee dit as 'n geskenk van die Heilige Gees. So ons hoop kom van God af. Die hoop waarvan Paulus praat, beteken om verseker te wees van ons opstanding met nuwe lewe en die nuwe aarde. Met hoop gee God vir ons vreugde vandag, terwyl ons met verwagting uitsien na wat hy vir ons in die vooruitsig het. Terwyl ons die voorreg het om sy werk te doen hier op aarde, dag vir dag. Ons het vrede, terwyl ons rus in die versekering dat God sal doen wat hy beloof het. As kinders van God is ons hoop nie op beloftes van mense gebou nie, maar op God se beloftes. Hoekom? Want God is 'n waarmaker van sy woord. Ek en jy het 'n ewige hoop. 'n Hoop dat ons saam met hom gaan wees in die hemel. Dat ons verblyf hier op aarde, maar net tydelik is. En ek lees hierdie paar verse in Openbaring 21 vers 1 tot 5. Dit het my aangeraak. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Luister mooi, dit is ons hoop. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem uit die hemel van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly, julle sal sy volke wees, en God self sal by julle wees, as julle God. Hy sal al die trane van julle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.
Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Dis ons hoop. Dis waarop ons hoop. Dis 'n belofte in God se woord. Romeine 8:24-25 sê, ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop, wat 'n mens al sien, hoop hy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Terwyl ons in ons tydelike tuiste hier op aarde verkeer, het ons die hoop van al God se beloftes in sy woord. Sjoe, en ek kan tot Dinsdag en Gansdag raak, en ek aanhou met die beloftes uit God se woord. Net om ons so 'n bietjie weer bewus te maak. Het ek net so 'n paar van die beloftes hier. God voorsien. Psalm 23 vers 1. Ons almal ken dit. In Hebreërs 13:5 sê, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sal altyd by ons wees. Spreuke 19:21 sê, hy is in beheer. Glo dit, hoop dit. Romeine 8 vers 28-29, God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat hulle hoop in God stel. Johannes 6:37 sê, hy red die wat hom aanroep. Handelinge 1 vers 11 sê, God gaan terugkom. God gaan terugkom. Believe it or not. Die ons wat dit nie glo nie, voel ek baie jammer, maar daar wag 'n surprise vir hulle. Psalm 39:8 sê Dawid vir ons, hy vra, is daar nog hoop vir my, Here? En antwoord hy eintlik self is, U is my enigste hoop. Om ons hoop op God te bou, beteken nie dat alles voor die wind gaan nie. Hoor wat sê Paulus in Romeine 5 vers 3-5. Ons verheug ons in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons as kinders van God, erfgename van die Allerhoogste, se hoop is nie gefestig op die beloftes van mense nie, maar op die onwankelbare hoop wat net God kan gee. En in hierdie volgende geskrifgedeelte maak die Here sy belofte vas. Sommige dubbel en dwars. Hy sê in Hebreërs 6 vers 18, hy sê, die twee onverganklike dinge, die belofte, en dit is nie genoeg gewees nie, toe beloof hy dit nog met die eed ook. Waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons, wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is.
Hierdie is die onwankelbare bewys dat God gaan doen wat hy beloof het. Ons hoop word bekragtig deur God se verbond en sy eed, sy belofte en sy eed. En dit maak dit dubbel seker die bevestiging wat hy gesê het. En niks kan dit verander nie. Hy gee ons 'n dubbele bevestiging dat ons maar met alles in ons kan hoop en vashou aan wat hy beloof het. As ons vashou aan hierdie hoop, is daar baie onsekerheid, beproewings en verdrukkings. Ons baseer nie ons hoop op ons gevoelens of omstandighede nie, maar op God se onveranderlike karakter. En as ons hierdie twee goeters, die belofte en die eed verstaan, en hoe hulle saamwerk om dit onwankelbaar te maak, dit wat God beloof het ons geen sterker aanmoediging nodig om te glo of te hoop op dit wat ons wil hoop nie. Dan hou ons vas aan die hoop en die beloftes. En dan ervaar ons hier binnekant 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, want God het so gesê. En as jy oor hierdie twee dinge nadink, en dit bietjie bepeins, kan jy vir jouself afvra, hou jy vas aan God se belofte en eed? Hou jy vas daaraan? Is dit jou hoop? Vertrou jy op sy onverganklike of onveranderlike, onverganklike karakter? En ervaar jy die vrede en selfvertroue wat kom van 'n onwankelbare hoop? Ervaar jy daai vrede hier binnekant? Mag die waarheid van God se woord uit Hebreërs 6 vers 18 julle inspireer en versterk en julle anker in die onwankelbare hoop wat aan julle behoort in Christus Jesus. Kom ons sluit die oë. Hemel Vader, U stel dit vir ons onomwonde vanoggend. Dat daar net een hoop is vir ons as die kinders. En dis nie die hoop van die beloftes van mense nie, of omstandighede nie. Dis net 'n hoop in U. En ek dink aan verlede week se boodskap wat sê, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe in die wingerde wees, die olyfoes misluk, daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie. Nogtans, daar staan, sal ek in die Here roem, sal ek in die Here hoop. Want sy hoop in hom is onwankelbaar. En as ek net nou gehoor, een van die beloftes uit die woord uit Here is, U is in beheer, al lyk dit nie vir ons so nie. Al gaan ons deur moeilike tye, al voel ons dat ons op 'n punt gekom het dat ons die handdoek wil ingooi, sê U vir ons vanoggend, wow, stop, moenie die handdoek ingooi nie. Moenie hoop verloor nie.
skuif jou hoop van dit wat wankelbaar is na dit wat totaal onwankelbaar is. Skuif dit na my toe. Want U sê in die woord dat ons na U toe kan kom. Maak nie saak hoe moeg of vermoeid ons is nie. U is altyd daar. En gee Here Jesus dat ons sal uitreik na mekaar toe en mekaar se laste sal help dra om mekaar se hoop weer op te bou. Om mekaar se hoop weer sterk te maak. In U as ons koning. Ja, Here, die wêreld daar buite is ongenaakbaar. Dinge gebeur sommer net so vinnig wat ons hoop kan steel. En ek kom in die besonder in hierdie oggend bid vir ons boere. Here, hulle wat met die elemente van die natuur te doen het, waarin hulle niks kan doen nie. By party plekke is dit te nat, hulle kan nie plant nie, en as nog baie wat moet geplant word, en die tyd loop uit. Ander plekke het geplant, en dit het alweer mooi opgekom, en die reën was weer te veel, en die haal het gekom, en nogtans sal ek in die Here roem, want hy is my bron van krag, hy is my bron van hoop. Aan U alleen, Here Jesus, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid. Tot in ewigheid.